Goeiemôre geliefde familie en vriende. Begin my vanoggend net eers die geleentheid om te sê ek is opreg jammer oor die geweldige groot verlies wat u as familie en vriende van Brengen gelei het en vandag ook ervaar. Die dood van iemand so jonk laat 'n mens baie keer in skok en 'n skok wat mense nie altyd in woorde kan beskryf. Daarom is ons gebede vandag vir elkeen van u dat die Here u sal vertroos, die krag sal gee, nie net vir vandag nie, maar ook vir die dae wat voor lê. Geliefde familie en vriende, ek gaan vra dat ons sal staan vir die uitspreek van die seën. Soos die digter van Psalm 121, kyk ons vandag op hierdie berge van hartseer, van verlange, hierdie berge van vrae wat vandag voor ons lê, en dan wonder ons, waar sal daar vir ons hulp en vertroosting en antwoorde vandag kom? En dan kom sê die Here vandag vir u, hierdie oomblik, ek wat die Here God is, wat hemel en aarde gemaak het, sal julle vertroos, sal julle bystaan, sal julle help, sal julle dra deur hierdie tyd. Geliefde familie en vriende, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Mag op die plek. Geliefde broers en susters, vanoggend gaan ons nie noodwendig 'n lofsang sing nie. Dis in hierdie groot hartseer tyd wat u as familie en vriende vandag beleef, wat 'n mens dalk nodig het om in die geraas van die hartseer en die verlange stil te raak. Vandag te hoor wat die Here vir ons wil sê. Daarom luister ons vandag wat die Here vir ons sê in Lied 519, soos dit gedruk is in die blaadjie. Ons gaan daar al 4 die verse staande saam sing, wanneer ons hoor dat die Here vir ons sê, wees stil en weet, ek is die Here. En daarna die sin van die lied mag in hierdie plek hê. Sisters, ek lees vandag vir ons voor in die woord van die Here uit die Psalmbundel uit, ek het vir ons uit Psalm 34 uitlees, daarvan vers 19 af tot by vers 22. Hier skryf die psalmdigter, die Here is na hulle wat gebroke harte het, wie se gees verpletter is, verlossing. Regverdige ervaar baie teenspoed, maar uit dit alles red die Here. Hy beskerm al sy bene, die een van hulle word gebreek. Boosheid veroorsaak 'n goddelose se dood.
Hulle wat 'n regverdige haat sal daarvoor. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Profeet Jesaja sê dat ja, gras verdor en 'n blom verwelk, maar die woord van God hou vir altyd stand. Geliefde familie en vriende, hier waar ons vandag sit, en hier waar ek vandag op die kansel staan en afkyk na u, dan kan ek sien dat u nie net vandag seer het. U is vandag stik. Die nuus van Brendan se afsterwe, die jong ouderdom van 20 jaar oud, 'n leemte gelaat wat eintlik vir 'n mens onwerklik voel. Wanneer iemand op so 'n jong ouderdom doodgaan, dan is daar baie keer hierdie vrae wat ons vra, baie moeilik beantwoord kan word. Ons soek na sin, ons soek na betekenis, ons soek na verklaring hierdie donker tyd waardeur ons gaan. Maar vandag is nie 'n dag vir oordeel. Vandag is nie 'n dag vir harde antwoorde. Vandag is 'n dag, en dan in besonder dan hierdie halfuur of so wat ons in die kerk saam is, net vir 'n oomblik stil te word. Stil te word en die teenwoordigheid van God by ons te voel. Vandag is 'n dag om net vir 'n oomblik vertroos te word in die groot hartseer wat u beleef. Vandag is 'n dag om erkenning te gee aan 'n lewe wat 'n gou eindig het. Liefde broers en susters, die digter van Psalm 34 skryf hier in vers 19 en 20, en ek lees weer die gedeelte, maar dan soos ek dit vertaal het vanuit die Hebreëus uit. Die psalmdigter sê dat die Here is naby die wat gebroken is van hart. En hierdie naby wees is nie net 'n uitdrukking. Dis 'n letterlike afstand. Die letterlike bedoeling daarvan in Hebreëus is, God is tasbaar naby. Hy is so naby, dat ons eintlik kan sê, hy is armwyte van hulle af, wat gebroken is van hart. Hulle wat stikkend is, hulle wat teleurgestel is, hulle wat gewoon die lewe beleef het, as ellendig, hartseer. En dan sê die psalmdigter hier, dat die Here verlos hulle, en hierdie mooi vertaling, wat verslae is van gees. Hulle wat geskok staan, hulle wat hartseer staan, hulle wat gebroken staan met die lewe, die dinge wat in die lewe met mense gebeur. En dan sê hy hierby, menigmale sal teëspoed oor die regverdige se lewenspad kom. Ek voeg selfs hierby, ons kan dit selfs anders vertaal, dit baie keer sal hartseer en pyn en ellende ons tref. Maar dan sê hy hierby, maar uit al hierdie teëspoed wat die regverdige tref, sal die Here hom red. Sal die Here vir hom vertroosting bring, sal die Here vir hom uitkoms bring. Die woorde wat die psalmdigter hier skryf, sê eintlik vir elkeen van ons dat ons sal maar nie altyd die lewe maklik beleef. Ons sal nie altyd maklik deur die lewe gaan. Dit gaan met ons almal gebeur, dat ons pyn en hartseer en verliese in die gesig sal staan. Maar wat dieselfde psalmdigter dan ook sê, eintlik in dieselfde asem, om te sê dat wanneer die wêreld rondom ons uiteenstoot, staan God nie op 'n afstand en kyk net vir ons. Wanneer die lewe rondom ons uiteenstoot, dan is God net 'n armwyte vir ons af. Hy is tasbaar naby genoeg. Die Here is by ons. In ons donkerste oomblikke, dan is God daar. God was daar gewees. Hoe Brendan al gevoel het, want die storms van die lewe vir hom tegemoet gegaan. En so is God ook vandag hier by elkeen van u, te midde van die swaar wat u vandag beleef. Die Here verlos hulle wat verslae is van gees. Liefde broers en susters, in God se oë is daar geweldig baie deernis vir die mens wat sy gees moeg geraak. Vir mense wat moeg geraak het in die lewe, en vir mense wat moeg geraak het vir die lewe. God sien, en hy ken elkeen sy innerlike stryd. Dit wat vir die wêreld onsigbaar is. Brendan
was in die vleuer van sy lewe gewees. Op die ouderdom van 20 het hy heel waarskynlik nog drome gehad, wat hy gedroom. Hy het 'n unieke glimlag gehad, en in hierdie familie het hy 'n spesiale plek gehad, wat niemand anders kan vul. En daarom kies ons vandag om hom te onthou. Nie om te onthou hoe hy gesterf het, wie hy was, die seun, die kleinste, die vriend, die mens. Selfmoord is dikwels die gevolg van 'n storm in iemand se gemoed, wat voel dat die lewe net te erg en te veel geraak. Maar dit neem glad nie die waarde van sy lewe weg. Dit wis nooit die liefde wat hy vir julle gehad het, die liefde wat julle vir hom gehad het. En liefde familie en vriende, julle harte is vandag gebroken, presies soos wat die psalmdigter beskryf. Maar moenie bang wees vir julle hartseer. Moenie julle ore uitleen aan mense wat vir julle gaan sê, dit is wat dit is, en kom daaroor. Ons as mense kom nie uit ons eie krag daaroor. Ons kom nooit daaroor. Tyd leer ons egter om wel beter met saam te leef. Hierdie hartseer, hierdie seer, hierdie verlange in ons gemoed beter te hanteer. Moenie haastig wees. Tyd leer ons ook dat God hou steeds stukkies van ons lewens in sy hand vas. En wanneer jy voel dat die verlange, die gemis raak te veel, onthou, God is mooi. Hy is tasbaar naby aan elkeen van jou. Die evangelie leer vir ons dat God het die dood deur sy seun Jesus Christus reeds oorwin. Sodat ons nie gedefinieer word deur die dood nie, maar sodat ons gedefinieer word deur die liefde wat God vir elkeen van ons het. Brendan het nou sy plek gekry. Daardie plek waar daar geen trane is. Daardie plek waar daar geen stryd is. Daardie plek waar daar geen donker meer in die lewe is. Brendan het rus gevind. Laaste verse van Psalm 34 wat ons vandag saam gelees het, herinner ons dat die Here besorg is met die siel van elke regverdige. Dat die Here die siel van elke diensknegt van hom sal red. Laat ons daarom mekaar vas met daardie wete dat Brendan nou in die arms van die grote liefde is. Terwyl ons vandag hier sit met harte wat swaar is, wil ons tog ook aan daardie belofte vashou dat Brendan nou rus gevind het. 'n Rus hierdie wêreld bitter selde vir ons. Sy stryd is verby. Die storm in sy gemoed gaan lê. Hy is so veilig in die hande van die een wat hom geken het en hom liefgehad, lang voordat hy sy eerste asem teëgeneem het. Jy as familie kan ook in daardie vrede en in daardie rus van die Here leef. Mag die 22 jaar van Brendan se lewe nie oorskadu word deur die wyse waarop hy vertrek het, maar mag u vashou die mooi herinnering van sy unieke menswees, sy droom en die liefde wat hy met julle gedeel het. Mag dit die lig in hierdie donker dae wees wat voor lê. God is nie ver van ons af. Hy is hier, binne in die hart. Hy tel elke traan op en hy beloof ons dat niks ons ooit van sy liefde sal skei. Mag u in die dae, weke en in die maande vorentoe 'n bonatuurlike kalmte ervaar. Weet dat u seun wat sy skepper is en dat u nooit alleen is. En geliefde familie, vriende, kom ons bid. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, dit is in hierdie hartseer uur dat ons in u teenwoordigheid kom staan en by u kom pleit, Here, wees ons tog net
genadig? Wie is ons genadig deur ons aan te raak met die hand van troos? Wie is ons genadig deur ons deur die Gees te bemoedig? Nie net vir vandag nie, maar vir al die dae wat voor. Wie is ons genadig, Here? Deur ons daardie bevrediging in ons eie gemoed te gee en die sekerheid te gee, dat steeds by ons is. Dankie, Here, dat U die God is wat ons nooit in die steek laat, wat ons nooit alleen laat, en selfs in die donkerste dieptes waardeur ons moet gaan van die lewe, stap U steeds die lewenspad saam met ons. Ons wil bid vandag vir Brendan se familie, vir sy vriende, vir almal wat vir hom lief en dierbaar is. Ons gebed is, Here, dat U tog vir hulle daardie oomblikke van lig sal bied, in hierdie donker tyd van hulle lewe. Veral in die herinneringe wat hulle aan hulle het, of wat hulle aan Brendan het. Seën hulle, Here, met daardie kalmte wat alle menslike verstand te bowe gaan. Here, wees by hulle. Laat hulle daagliks bewus wees van U nabyheid. Bly dit alles, Here, nie omdat ons enige meriete aanspraak daarop mag maak, maar omdat ons gedefinieer word deur die liefde van U Seun Jesus Christus. Amen. Geliefde familie en vriende, as 'n slotsom sing ons iets van daardie nader aan God beweeg, veral in hierdie uitdagende en hartseer tye. Daarom sing ons lied 512, ons kan daar al 3 verse saam sing, waarna U bly staan vir die uitvoer van die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.
Liewe broers en susters, ek hou die begrafnisbrief van die voor soos dit gedruk is in die blaadjie. Ons hemelse Vader het dit so beskik dat ons geliefde seun, broer, kleinseun deur die dood van ons weggeneem is. Sy heengaan is vir ons 'n groot verlies. Maar ons hou vas aan God se belofte dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, dat hy verder met ons gaan. Die tyd voel net te min dat hy ons geleen is, 20 jaar, 8 maande en 16 dae. Maar ons hou vas aan elke herinnering wat by ons bly. Ons weet dat hy nou by Jesus se voete rus vind. Wag om ons weer eendag hemel te groet. Rustig bly my. Daar is 'n groot leemte in ons hart, lewens. Liefde vir ewige naam. Ek gaan nou vir Justin van Staden vra namens die familie. Baie dankie aan die volgende, ons Hemelse Vader vir die kort tyd wat hy geliefde seun en broer vir ons geleen het. Ons wil almal bedank vir die al oproepe, boodskappe en vinnige kuiers, asook kos aangedra is. Byvoorbeeld vir almal dankie, maar ons wil graag die volgende mense uitsonder by name noem. Eerstens, ons ander twee seuns, Jared en Justin, wat alles so goed hanteer en gereël het. Hulle was ons steunpilare. Dankie kinders. Vir Ronnie, ons buurman en sy gesin, dankie vir alles en al die liefde en ondersteuning. Johan van Eden vir sy ondersteuning en spoedige optrede. Jaco Dippenaar vir sy ondersteuning en spoedige optrede. Johan Marnelie, Rian Venter van Agrico vir hulle vinnige optrede. Julle platvlei groep wat gehelp het met die reëlings, baie dankie. Baie dankie aan ons familie, Sandra, Philip, Annelie, Thys en Elsie wat gehelp het en ondersteun het. Asook Philip en Annelie vir die verversings, baie dankie. Ons waardeer dit. Baie dankie vir ou Marina vir al haar bystand en liefde. Chris van BFO Souder vir al die hulp en bystand. Oom Arnold, Pistorius en Sean Smith vir die van Twin City Development vir hulle bystand. Loukie en Else van Viering vir hulle hulp en bystand. Tuka vir die maak van die verversings, Afkop vir al die reëlings en bystand. Dankie aan die hervormde kerk en die gemeente vir die geleentheid wat hulle ons gebied het om ons seun en broer te kan groet. Dankie vir die susters vir die verversings. Indien ons iemand uitgelaat het, hulle is nie die geringste nie, ons waardeer hulle alles baie. Baie dankie dat julle saam ons verbrenning ontmoet het. Baie dankie, Justin. Geliefde familie en vriende, ons gaan ook nou vir die geleentheid gee die laaste eerbetoon te kom doen by wyse van 'n blommetjie wat u dan hieronder by die kussie by die foto gaan kom lees het. Gaan my net geleentheid om dan hieronder te kom en dan sal ek ook vir ons die afskeidsrede saam met die geloofsbelijdenis doen. Geliefde familie en vriende, ek hou aan ons die afskeidsformule voor soos dit gedruk is in die diensboek van die Nederduitse Hervormde Kerk van Afrika, waar ons die afskeid neem van ons geliefde Brendan van Staden, hoef ons nie te tree, soos hulle wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus Christus gesterf het, maar dat hy ook opgestaan. En net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, om te som. Amen. Geliefde familie en vriende, kom ons staan en dan bely ons saam ons gebed. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, die ewige lewe. Amen. Geliefde broers en susters, ons gee vir elkeen van u nou geleentheid om 'n laaste eerbetoon te doen, deur 'n blommetjie hier by die kussie te kom neersit. Ek wil graag so reël dat ons vir die naby familie eerste geleentheid gee om dit te doen. En namens die familie nooi ek almal van die uit om 'n koppie koffie, 'n koppie tee of 'n koeldrankie of 'n versinkie in die saal te kom geniet. En ons bid vir elkeen van u, die Here se vertroosting, sy bystand en sy krag gee, al vir u as familie in hierdie hartseer en dalk tyd. Die van u wat dalk op die dag moet ver terugry na die huis toe, seën en sterkte vir u op die pad vorentoe. Ry veilig en kom ook veilig by u eindbestemming.